Jy sien, ons kan nie kom en wanneer sekere mense sekere aanhalings maak, soos wat president Donald Trump gedoen het, kom en seker goed kom opblaas in die lug en sê, dit is wat die woord sê nie. Om die Messias maak nie. Jy kan nie. Die Messias vir Israel. Jy kan nie. Die redder vir Israel nie. Jy kan nie. Want hy moet kwalifiseer aan verskeie skrifgedeeltes en profeseë wat in die woord opgeteken is. En dit wat 99% van die internetbediening ouens toe geheel en al mis. Die volgende geopenbaarde waarheid van die woord, die volle geopenbaarde waarheid van die woord, nie gedeeltelik nie, die volle geopenbaarde waarheid. Ek het vir iemand vandag gesê, as jy opstyg van Oliver Tambo lughawe, as jy met 'n jet opstyg, en as jy pad na Miami toe in Amerika, en jou kompas se grade is met 1 graad uit, 1 graad, dan mis jy die aanloopbaan in Miami met 300 tot 350 km so oop. Waar jy hier moes geland het, gaan jy daar land. Hoekom? Want jy het 1 graad van koers af begin. Om daar te kan land op Miami, moet jy 100% op koers wees om soontoe te vlieg. 1 graad uit, bring jou 300 tot 350 km verder uit. En dis 'n berekening wat 'n loodsvriend van my gedoen het. Nou wil ek kom. En ek wil jou sê, as jy hierso begin met die eskatologie, en jy is met 1 skrifgedeelte uit, jy is op pad soontoe, na die wederkoms, na die slag van eers na die wederkoms, die slag van Armageddon, die wegraping vir Israel, niks met die kerk te doen nie, en die slag van Armageddon, die wit troon oordeel, die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde. As jy hierdie goed mis met 1 graad, dan kom jy by die gemors uit wat die ouens spreek as die waarheid op die oomblik. En dis wanneer die goed boemering, en dis wanneer die goed opblaas in hulle gesigte, al vir die laaste 47 jaar. Toe ek oor die goed preek as 'n jong pastoor, toe sê hulle vir my, ek is halfmal, ek weet nie waarvan ek praat nie. Snaaks dat soveel van die goed wat ek oor gepraat het, presies waar geword het. En weer 'n keer wil ek sê, omdat ek nie aan 'n kerk of 'n denominasie of 'n organisasie behoort nie, gebruik ek net die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, maar verkieslik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat beskikbaar is. Ek het 'n klompie, sou u belangstel. Kom ek verduidelik. As u my wil verkeerd bewys, moenie my uit die 83 Bybel, Afrikaanse Bybel kom verkeerd bewys nie, of uit die New King James, of die American Standard Version, of die Living Word nie. Dit is allemaal Bybels wat geskep was uit Westcott en Hart se 1881 vertaling, die Nestle Aland teks, wat 'n totale demoniese teks gewees het. Hoekom sê ek so? Net kortliks vir iemand vir die eerste keer luister. Tussen my 33 Afrikaanse Bybel, my 83 Afrikaanse Bybel, my 83 Afrikaanse Bybel het 9000 skriftuurlike veranderings teenoor die 33 en die 53. Hy het 18 totale versweglatings. Nie 8 nie, 18 verse wat weg is. Terwyl Openbaring 22 en 10:12 sê, mag jy punt of 'n komma of 'n titel verander nie of weglaat nie. As jou naam in die boek van die lewe weggelaat word. Wat ek vir Dominee Gerrie Christing in 2012, die hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap, want ek was met 'n ding aan met die Bybelgenootskap vir meer as 10 jaar. Ek sê, wanneer ek met hom oor dit praat, dan sê hy, maar die skrifte is nie meer relevant. Daai Bybels is nie relevant vir die tyd wat ons in lewe nie. Dis omdat die Bybels nie relevant is vir die tyd wat ons in lewe nie. Maar sulke rabbies soos Donald Trump se finale verbondsweek in sy gesig opgeblaas het binne 6 maande se tyd. En in al hierdie valse profete, ek praat almal van julle wat hierdie goed gepreek en geleer het. Pastore, julle preek goed van die kansels af. Julle praat met oningeligte mense. Julle verkondig die woord asof dit navorsing is wat julle gedoen het. Julle het nie eens een navorsingsboek nie. Van die internet weg, dan 99 van julle pastore en teoloë niks om vanaf te werk nie. As die krag afgaan, is julle boodskapies weg. Verstaan jy waarvan ek praat? Jy het nie 'n boek om na toe terug te gaan en sê bladsy so en so, paragraaf so en so staan dit, so en so en so en so dit geskryf nie. En jy kan in sy bibliografie teruggaan en gaan sien waar hy sy inligting gekry nie. Dis die verskil.
Die oomblik wanneer 'n groen liggie brand op die internet, dan hardloop almal met 'n nuwe ding. Gaan luister hoeveel spookpredikers, NAR, pastore en predikante het gepreek toe die verbond gesluit word. Dus julle, kom ons begin tel. Kom ons begin tel, 1260 dae na die verbreking van die verbond. Na die verbreking van die verbond. Dan die boot het nie eens vir dit gewag nie, het sommer sy eie ding gegryp, uit die lug uit gegryp, omdat dit saamgeval het met die Joodse feeste. Nuwe jaar van die Jode, toe sê God vir hom, wat gaan gebeur? En hoe jammerlik, soveel mense het seer gekry, ek is jammer vir u wat seer gekry het. Ek vertrou nie dat dit u nie verjaag het nie, maar kom eerder tot die bo-natuurlike woord. Dat soveel mense, en ek sê dit met deernis, dat soveel honderde, duisende mense jafustig geword, as gevolg van die leuns wat elke keer verkondig word. Dit gebeur eenvoudig. En as jy my nie glo nie, kan ek vir jou ons kykergetalle gee van YouTube, wat die verslae, wat elke maand van hulle afkom. Dan kan jy self kyk. Die volgende geopenbaarde waarheid. Ons as bruid van Jahweh, Jesus Christus. Ons moenie tevrede wees met enigiets behalwe die volle geopenbaarde waarheid nie. As jy in 'n kerk sit en jou pastoor het vir jou gelieg, en jou predikant en jou priester het vir jou gelieg, want hulle het al stellings gemaak van dinge wat sou gebeur het. Wat soek jy nog daar? Wat soek jy daar? Jy moet my predikantjie ontmoet, prof. My pastoor, hy is so nice oukie. Regtig. Wat help het hy voor jou leuns? En hy kan nie vir jou die waarheid gee nie. Wat sê Openbaring 18 vers 4? Hy sê, kom onder haar uit. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder se kinders. Hy sê, kom onder haar uit, want hy gaan haar en haar hoerkinders doodmaak. Moenie my vinger na my toe wys nie. Gaan lees jou Bybel, Openbaring 18 vers 4.